Die nuut aangestelde parlementêre leier van die DA, George Michalakis, kuier by Marula Media. Ons praat oor wat sy planne is, wat die DA se planne is en die verkiesing wat binnekort hier is. Gewoonlik is die federale leier van die DA of van 'n party ook die parlementêre leier. Kan jy vir my verduidelik hoe werk jou die dinamiek tussen Jordan Lewis en jou, hoe julle pligte verskil en hoe julle nou om 'n tafel sit en goed bespreek? Dis nie die eerste keer dat dit in die DA so is nie, met verskillende sukses stories op verskillende vlakke, maar op die ou einde ek het toe ek verkies is vir die caucus gesê, die DA se parlementêre caucus is nie 'n eiland nie, dis meer 'n anker vir die party. So ons funksioneer binne die groter konteks van die party. Uit die aard van die saak is ek die brugbouer tussen Jordan Lewis en die parlementêre caucus en weerskante weer, ook tussen die caucus en die lede van die uitvoerende gesag, en die groter party ook. So my pligte is om seker te maak dat die groter strategiese visie wat Jordan het, op die ou einde binne die parlementêre konteks gestal te vind. So hy sal die algemene rigting van die party aandui, en soos wat kwessies in die parlement opkom, sal ek dan die rigting wat hy aandui, sal ek gebruik om te kanaliseer presies hoe ons dit gaan toepas tot die kwessies wat opkom in die parlement. So dis baie belangrik dat Jordan en ek op dieselfde bladsy is. Ons gesels gelukkig, ek bedoel, dis nou maklik om op 'n daaglikse basis te gesels op WhatsApp of oor die foon. En ons doen dit op 'n baie gereelde basis. En dit hou dit gesond. Ons het ook natuurlik baie keer kan ons verskil oor sekere kwessies, maar dan praat ons dit uit, want dis belangrik dat op die ou einde ons albei gemaklik is met die posisie, ons klankbord baie goed, en op die ou einde dat ons die beste besluite neem, en dan wanneer ons op dieselfde bladsy is, maak ons seker dat die res van die party daarop kan volg. So op hierdie stadium is dit 'n baie goeie verhouding. Ek het al voorheen met Jordan ook gewerk, en ek is baie opgewonde daaroor. Dit laat hom toe om op die party in die stad Kaapstad te fokus, en dit laat my toe om seker te maak dat die parlementêre caucus ons rol speel, om seker te maak dat ons die grootste party word in 2029. Een van die kwessies in die parlement tans is die van die Pala sage. Nou juis op die komitee wat nou die toekoms van Ramaphosa en hierdie hele probleem gaan voorspel. Maar ek het nou gesien, hy het in sy dokumente wat hy vir die hof gegee het, gesê hy kan moontlik die parlement 'n interdik teen die parlement kry. So julle rol, julle visie as DA, maar ook jou rol as 'n vennoot in die RNE, hoe gaan julle hierdie benader? Ons het van die begin af gesê, die DA is 'n party wat glo in die regstaat. So ons het die konstitusionele hof, grondwethof se uitspraak het ons verwelkom, maar terselfdertyd moet ons dan ook sê dat die president het sekere regsremedies tot sy beskikking. Onder andere om die verslag op hersiening te bring, wat hy gister gedoen het, maar hy het ook in sy hoofstuk aangedui dat hy moontlike interdik kan bring. Die rede hoekom hy dit gesê het, is dat slegs 'n interdik kan die parlement keer om voort te gaan met die proses. Ons stem nie daarmee saam nie, omrede daar baie goed is wat nog in plek gestel moet word, of in plek gebring moet word, reëls en die verwysingsraamwerk van die komitee en so aan, wat ons intussen gaan moet doen, om seker te maak dat wanneer die komitee uiteindelik sit, dit redelik sonder enige probleme is. En daardie reëls het die grondwethof gesê, moet die parlement in plek kry. Dis die proses waarmee ons aan die gang is. En dit gaan baie sleg lyk as die staatshoof interdik kry teen die parlement, om hulle te keer om die werk te doen wat die grondwethof gesê het hulle moet doen. Maar wat gaan dan gebeur? Wel, sou hy suksesvol wees in sy aansoek om interdik te kry, dan uit die aard van die saak kan die parlement nie voortgaan met ons werk voordat die hersieningsaansoek gebring is nie. Na my mening behoort die hersieningsaansoek aan te gaan, maar die parlement behoort ook met ons werk aan te gaan, sodat wanneer ons op die punt kom, wanneer die Pala verhore moet begin, ons nie dan eers moet begin reëls skryf en al daardie goed in plek kry nie. Dit kan 'n tydjie vat, en hoe vinniger ons daarmee aan die gang kom, hoe vinniger kan ons by antwoorde uitkom in die Pala
al af hoor. Dit is wat 6 jaar later en ek dink Suid-Afrikaners is 'n antwoord verskuldig. Ja. Dis die verskil tussen 'n staatshoof en 'n staatsman. As die president 'n staatsman was, sou hy gesê het, maar die land soek antwoorde en ek sal met hulle oop en eerlik wees. Ons is baie dankbaar oor die feit dat hy gesê het hy sal dit op 'n dringende basis bring. Maar daar is ook 'n paar rooi ligte wat aangaan oor vir my aangaan oor moontlike vertragings in die proses en dit is wat die DA op hierdie stadium probeer voorkom. En ons sal dit probeer voorkom op elke hoek en draai waar ons sien, maar hier word vertragings aangebring. Wat is van die grootste probleme wat julle kry tans en vertel my dan bietjie hoekom jy in Pretoria is? Binne die RNE, ek dink ons het redelik gegroei in die laaste 2 jaar. Ek bedoel, dis die eerste keer in letterlik dekades, ek dink amper 100 jaar wat ons op nasionale vlakke koalisie in Suid-Afrika het. So daar is baie wat ons moes geleer het. Die ANC het 'n sekere modus operandi wat jy ook baie vinnig agterkom. Deel daarvan is om te wag tot die laaste minuut voordat hulle op die ou einde besluite neem. En jy leer daardie navigeer. En in baie gevalle is dit net 'n kwessie van jy staan op jou beginsels en die ANC kan nie meer self regeer nie. Hulle het 40% van die stemme en hulle het in baie gevalle het hulle ons nodig om daardie besluite deur te voer. En in baie gevalle, in groot klomp gevalle het ons net eenvoudig vir hulle gesê, maar ons is jammer, ons gaan nie net ons stemme vir julle gee vir besluite wat nie in die land se belang is nie. En as julle wil hê die begroting moet byvoorbeeld deurgestem word, verwag ons dat julle die volgende wysigings aanbring. Dis hoe ons die BTW geveg gewen het en in die proses ook natuurlik die hele gerig wat daar buite was van die ANC dat die DA 'n elitist party is en net vir die middelklas, net vir wit Suid-Afrikaners is, het ons uit die aard van die saak daardie gerig het ons heeltemal ongeldig gemaak, want vir die eerste keer was daar 'n party, die DA van alle partye binne die ANC se oë, wat baklei vir Suid-Afrikaners wat moet brood op die tafel sit. Maak nie saak wat hulle agtergrond is nie. En ons het op die regte beginsels gestaan en vir hulle net eenvoudig gesê, as julle die stemme nodig het, verwag ons dat julle A, B, C en D moet doen. En daarop aangedring dat hulle ons as 'n vernoot sien. Want die ANC het tot 'n groot mate nog nie heeltemal vrede gemaak met die feit dat hulle nie 'n meerderheidsregering is nie. Daar is baie keer wat uit die aard van die saak binne 'n koalisie kan jy nie alles kry waarvoor jy wens nie. Jou vennote van al die kante af moet op een of ander stadium kry wat hulle voorvra. Maar ek dink dis in daardie geval ongelooflik belangrik vir jou om op jou beginsels te staan, te weet waarop sal jy nie terugstaan nie. En die res is onderhandel. Wat is in die beste belang van die land? Wat is meer dringend? Wat kan jy later weer na terugkom en probeer verander? En dis 'n lang en stadige proses. En ek dink tot op hede het ons redelik goed gedoen onder die omstandighede, in ag genome dat ons die helfte van die grootte van die ANC is, maar op verskeie wetgewing, byvoorbeeld, ek dink aan die grondbesettings wetgewing wat ons 'n privaat wetgewing gebring het, en die volgende oomblik het die nasionale uitvoerende gesag gesê, maar hulle sal 'n wetgewing bring, ons moet ons in onttrek, en toe ons na die wetgewing kyk, toe is dit amper 'n kopie van wat die DA voor gevra het. So in baie gevalle probeer die ANC, om Engelse terme te gebruik, they want to save face, hulle wil wys dat hulle nog in beheer is, maar in baie gevalle het hulle ons nodig as koalisievennote, en dit is hoekom die RNE oor die algemeen 'n goeie ding is, want ons kan 'n verskil maak in plaas van net 'n geraas. Hoekom ek in Pretoria is ek het 'n klag wat ek gaan indien by die Openbare Dienste Kommissie, waar ons agtergekom het nou dat ons ministers in die regering het, dat senior amptenare, en ek praat van die top amptenare in die departemente, het in sekere gevalle vandat ons demokrasie geword het, met ANC LPs vergader voor portefeulje komitee vergaderings, en hulle is gebonde aan 'n etiese
verplig om onpartydig te wees, nie in politiek betrokke te raak nie. Dit link aan kaderontplooiing. Dit is hoekom ons staatsdiens in sulke chaos is omdat ons nie die beste ouens vir die werk aangestel het nie. Ons het ouens met politieke konneksies aangestel. En hulle kan hulle self nie losmaak van die politieke konneksies nie. So hulle bly vergader met ANC LPs. En nou dat ons bewyse het waar ministers, ANC-ministers, byvoorbeeld die minister van Water en Sanitasie het 'n lys van omtrent 20 senior amptenare gestuur wat in die laaste 2 jaar 17 vergaderings met ANC LPs voor komitees gehad het om met hulle te dinkskrim en gesprekke te hê. Of vir 'n ANC-minister om met so 'n antwoord te kom en uiteindelik bewyse vir ons te gee dat hulle gedragskode oorskry, die grondwet oorskry het, is 'n baie ernstige kwessie. Dis deel van die DA se geveg al sedert minister Schreiber, Leon Schreiber, ons woordvoerder was op openbare dienste, dat ons die geveg baklei het teen kaderontplooiing, is dit nou 'n voortsetting daarvan. Ons kan nie openbare dienste en staatsamptenare hê waarvan hulle ANC onderrok uithang nie. Dit moet op hierdie stadium baie ernstig aangespreek word. So die klag wat ek gaan inlê is hier by hulle hoofkantoor. Ek het besluit dat ek dit sommer vir hulle in persoon sal kom aflewer. En ons hoop daar sal goeie goed van kom. Ja. Jy sê, vroeër in onderhoud te sê jy is 'n brugbouer tussen, die DA, die parlement, julle caucus en sovoorts, maar en al die goed wat julle vir julle kiesers beloof en goed klink great en julle veg daarvoor in die parlement, maar hoe versoen jy wat die DA se visie en wat op plaaslike vlak gebeur? Ek en jy kom altyd van die Vrystaat af, ek kom van Kroonstad af, jy van Wimberg, en ek dink jy sal soms met my stem, as ons naweek huis toe gaan, na ons ouers, dan loop hierdie hoel in die strate, die verkeersligte werk nie, daar's potholes wat eislik groot is. Jy weet, ek en jy sit altyd in stede, en hier veg mense vir goed, maar hoe trek julle visie op nasionale vlak terug na raadslede en wijkslede? Kan jy daaroor uitbrei? Die Vrystaaters en veral hierbo in Gauteng sal nie noodwendig saamstem nie, want dit is presies wat hulle nie beleef nie. En baie mense raak gefrustreerd as ons vir hulle sê, maar ons regeer nie in hierdie munisipaliteit nie, ons kan net soveel doen. Om 'n wijkraadslid te wees vir 'n oppositieparty binne 'n ANC-regeerde munisipaliteit is een van die moeilikste werke. Ek was 'n bitter swak raadslid gewees. Ek het ongelooflike respek vir hulle, want dit is byna 'n onmoontlike taak. En hulle is nie deel van die amptenary van die munisipaliteit nie. So wat hulle doen is vir my wonderbaarlik, want hulle kry goed uit die amptenary van die munisipaliteit wat byna onmoontlik is, ten spyte van die situasie waarin ons sit. Die probleem op plaaslike vlak is eerstens dat die amptenary presies dit is wat ek gesê het, hulle is nie aangestel omdat hulle bevoeg is nie, hulle is aangestel omdat hulle ANC-kaders is. En as jy nie bevoegde mense in poste het nie, dan gaan dinge uitmekaar uitval. En as jy hulle ook die hele tyd bly rondskuif van munisipaliteit na munisipaliteit in plaas daarvan om hulle verantwoordbaar te hou, dan gaan jy sit met die chaos waarmee jy sit. Tweedens, die politieke rigting is nodig en die ANC-politici is nie in staat om daardie politieke rigting te gee nie en hulle het die meerderheid van die setels in die rade in die Vrystaat hierbo in Gauteng is dit minder so, maar hulle gebruik kleiner partye en koalisies om die chaos voor te sit. Want hulle is nie daar om goeie regering daar te stel nie, hulle is daar om tot 'n groot mate die koffers leeg te steel. En ons het dit gesien in baie gevalle. Ek bedoel, stede wat moet floreer soos Johannesburg en Pretoria, wat bankrot is. Ek sê weer eens, dit kan reggeruk word. Maar, en dit klink na 'n baie politieke antwoord, maar dit is politiek. Die antwoord is dat die regering wat op die ou einde die amptenare aanstel, die regering wat die politieke leiding gee, moet 'n regering wees wat weet wat hulle doen. Ons sit, en dit maak my al briesend elke keer net na 'n plaaslike regeringsverkiesing, wanneer mense kla, want
jy het sopas 'n geleentheid gehad om daardie verskil te maak, maar jy het nie gaan stem nie, of jy het vergeet om te registreer, of daar was net nie 'n lys nie. Ek kan verstaan as mense nie water het nie, hulle is gefrustreerd. Ja. Maar daar is 'n oplossing. Die oplossing lê 'n paar maande weg, en die ANC is op hierdie stadium swakker as wat hulle nog ooit was. Hulle gaan nie in die meeste van die munisipaliteite, selfs die kleiner munisipaliteite in 'n provinsie soos die Vrystaat waar albei van ons vandaan kom, 'n meerderheid weer kry nie. Ons sal ongelooflik dom wees om nie die geleentheid te benut. En as ek sê ons, praat ek nie van die DA as die leierskap in die DA nie, maar die groter DA, al die kiesers wat glo in goeie skoon regering. As ons nie die geleentheid gryp om die ANC wanneer hy op sy swakste is, op hierdie stadium teen te staan met elke liewe stem en seker te maak dat ons hulle probeer vervang nie. Uit die aard van die saak, mense mag bespiegel, gaan daar 'n kopie van die koalisies wat op RNE vlak, op nasionale vlak wees. En ek kan nie dit vooruitloop nie, maar wat ek kan sê is dat 'n effektiewe koalisieregering waar die DA betrokke is, of 'n DA meerderheidsregering, is baie beter as wat ons tans het. En dit is nodig dat ons moet seker maak dat bevoegde partye soveel setels as moontlik het om so groot as moontlik 'n verskil te maak. Gaan dit oornag verander? Nee. Maar ons moet iewers te begin, want my dorp en joune Kroonstad, Wimberg, het nie nog 5 jaar oor nie. En dit is nie omdat ek mense wil bang praat nie, die mense wat daar bly sal dit self vir jou sê. Ons het 10 jaar terug nie meer 5 jaar oor gehad nie, winkels maak toe. Mense trek weg, mense wil nie meer daar bly nie. En fantastiese gemeenskappe krepeer. En dis nie net hartseer om dit te sien nie, maar daar's soveel mense wat agterbly, wat nêrens het om heen te gaan nie. Hulle kan nie trek nie. Hulle kan nie trek nie. Maar daar is 'n oplossing. So moenie wag dat ons Desember kom en spyt wees daaroor en dan moet ons weer 5 jaar wag vir die volgende munisipale verkiesing nie. Kom ons doen dit liewer tussen nou en November en maak seker dat ons in November kan, of na November kan sê, maar ons het die beste gedoen wat ons kon. En ons het die geleentheid gegryp. Wat lê nou vir jou voor? Jy is nou verkies, wat is op jou agenda? Wat is jou nommer 1, 2 en 3 wat jy wil doen? Dit hou nie op nie. Daar is ongelooflik baie goed wat gedoen moet word. Ek het vir Glenys Breitenberg aangestel as my hoofsweep met goeie rede. Een van die top agenda punte vir ons is veiligheid en sekuriteit, want dit het nie net 'n impak op mense se veiligheid nie, maar dit het ook 'n sosiale impak, dit het 'n ekonomiese impak. Ons kan nie as land vooruit beweeg as die land nie veilig is nie. So dit is een van die top agenda punte en reg oor die land. Misdaad kom in verskillende forme, maar een ding wat die hele land in gemeen het is dat misdaad floreer, en dit is kreperend vir die land. Die tweede belangrike ding is uit die aard van die saak dat ons ekonomiese en werksgeleenthede moet skep. Ons moet mense wat uit die ekonomie gelaat is, van alle rasse en agtergronde, moet ons binne in die ekonomie kry, sodat hulle nie afhanklik is van die staat om brood op die tafel te sit nie, maar dat hulle 'n waardevolle bydrae kan lewer tot die samelewing, dat hulle tot hulle volle potensiaal kan kom en vir hulle kinders die geleenthede kan gee wat hulle nie noodwendig gehad het nie. Maar die heel belangrikste agendapunt waar als invoer is die feit dat ons moet seker maak dat die DA die grootste party word in 2029, sodat ons die beheerende party in 'n koalisieregering is, en sodat ons kan seker maak dat ons agenda van skoon regering op die ou einde op 'n baie effektiewe manier die kern vorm van 'n toekomstige regering in die land. Hoe gaan jy in jou rol help dat dit gebeur? Ons moet seker maak dat ons met elke liewe kiezer daar buitekant praat. Ons moet dinge doen wat vir kiesers belangrik is en aanhou wys dat die DA die amper thin blue line is, die een stem is wat namens ons kiesers praat. En as ek sê ons kiesers, praat ek nie net van huidige DA kiesers nie, ek praat van miljoene moontlike DA kiesers, mense wat oorweeg om vir ons te stem. Maar op die ou einde politiek gaan oor twee goeders. Jy moet in die eerste plek verhoudings bou met mense en dit is 'n baie belangrike ding. Ons moet aanhou om daardie verhouding te bou met mense, maar ook politiek gaan oor om
om weer eens die Engels te gebruik, 'n goeie fight te pick. Ja. En ons moet namens die mense wat ons verteenwoordig, moet ons daardie fight pick. En ons moet seker maak dat hulle voel hulle word verteenwoordig en dat die regte goed voor baklei word, om seker te maak dat hulle voel maar hulle het verteenwoordiging in die parlement en daar is iemand wat vir hulle opstaan. Ja. Ek dink dit is wat tot op hede gemaak het dat mense die DA vertrou. Is die feit dat hulle kan altyd staat maak dat daar is iemand wat vir hulle baklei in die parlement. Ek weet nie of ek dit kan noem nie, maar I mean, you've got an uncle in the furniture business, you've got someone fighting for you in parliament. Ja. Jy het iemand wat vir jou baklei in die parlement. En dis belangrik, dis ons werk. En ons moet net eenvoudig ons werk doen. Ek het pas gekuier met George Michalakis, die DA se parlementêre leier. Die DA het baie werk om te doen, maar die vooruitsigte lyk goed.